Liewe vriende, baie welkom by hierdie opgeneemde diens. Dit is lekker dat jy vandag saam kyk. Mag jy ook die Here op 'n spesiale manier ontmoet. Ons is aan die begin van Pinksterweek. So Pinksterweek begin vandag by ons. En dan is daar Maandag, Dinsdag en Woensdag Pinksterdienste by die kerk. En volgende Sondag sluit ons af met Pinksterfees. Nou die 2 Sondagse dienste word opgeneem en uitgesaai. Die weekse dienste moet jy by die kerk kom kyk. Daar's elke oggend 11 uur diens en elke aand om 7 uur. En ons kuier natuurlik lekker saam met heerlike sop en broodjies. So ek hoop ek kan jou by die kerk sien, anders kan jy die 2 Sondagse dienste ten minste met hierdie opname sien. Kom ons begin deur saam te bid. Liewe Here, baie dankie vir Pinkstertyd. Dankie Here vir die belofte, die verwagting wat ons kan hê, dat die Gees ook in die tyd in ons lewens waai, dat U ons aanraak. Mag ons onsself oopstel, Here, om U woord te hoor, om 'n baie besondere ontmoeting met U te hê in hierdie tyd. Amen. Ons gaan vandag lees uit Kolossense 2 en Kolossense 3. Ons lees vanaf Kolossense 2 vers 20. Julle het saam met Christus gesterwe, en is dus dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Hoekom lewe julle dan nog asof julle aan hierdie wêreld behoort? Waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte? Soos hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, daaraan mag jy nie raak nie. Dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. En dit is maar net gebooie en leerstellings van mense. Hierdie leerstellings het wel skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdiens, danige nederigheid en streng beheersing van die liggaam. Maar dit het geen waarde vir die beteeling van die sondige drifte nie. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Ons lees tot sover. Nou vriende, ek wil in hierdie Pinksterreeks praat oor die klassieke geestelike dissiplines. Maar voor ek verduidelik wat dit is, wil ek eers een daarvan doen. En as ons dit klaar gedoen het, kan ons daaroor gesels, oor hoe dit werk en hoekom dit belangrik is. Nou, een van die geestelike dissiplines is die dissipline van gesamentlike skuldbelydenis. Nou, dis iets wat ons eintlik tipies in die oggenddienste doen, meer implisiet by die aanddienste. Maar die dissipline leer dat hoewel ons natuurlik enige tyd in stil gebed voor die Here ons skuld en ons seer kan bring, is dit ook belangrik dat ons as Christene van tyd tot tyd gesamentlik ons skuld voor die Here bely. Een rede hoekom ons dit moet doen, is sodat ons kan besef dat ons nie een uitgesorteer is nie. Ons het almal maar dinge. Ons gemeente is nie 'n versameling van volmaakte mense nie, maar ons is 'n gemeenskap van gebroke sondaars. En ek hoef nie te maak of ek perfek is nie. Nog 'n rede hoekom ons skuld gesamentlik bely, is sodat ons mekaar ook kan vryspreek. Jesus het sy disippels gestuur om mense vry te spreek, om mense se sonde in sy naam te vergewe. In Johannes 20 lees ons die woorde: as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As ons saam ons skuld bely, spreek ons saam mekaar ook vry. So hoe werk hierdie gesamentlike skuldbelydenis? Daar's 4 stappe. En die eerste een is om 'n bietjie selfondersoek te doen en na te dink oor ons sonde. Ek gaan vandag Eksodus 20 lees, die 10 gebooie, woorde wat jy eintlik goed ken. Maar terwyl jy die woorde hoor, dit so oor jou spoel, dink 'n bietjie aan jou eie lewe. Dink 'n bietjie, waar is dinge wat dalk nie reg kan wees nie? Wat 'n sonde het jy dalk? Wat lê op jou gewete? Waar het jy tekort geskiet? Wat is nog vir jou seer? En probeer as ek dit lees, miskien presiese spesifieke dinge raak sien en daarvoor name gee. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Toe het God al hierdie woorde gespreek
Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk jy Sabbatdag, deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en die vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en aarde en die see gemaak en alles wat daaraan is. Maar op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Die tweede stap is om 'n bietjie te voel oor wat maak hierdie skuld en sonde met jou. Dit gaan daaroor om ons skuld ernstig op te neem. Hoe voel ek daaroor? Is ek jammer? Is ek spyt? Is ek dalk skaam of teleurgesteld of moedeloos? Het dit ander seer gemaak? Sê dit vir die Here. Met hierdie opname gaan ons die pragtige lied O Heer uit bloed en wonde speel, soos die gemeente dit 'n klompie jare terug opgeneem het. En terwyl jy die lied luister, praat met die Here ook oor jou gevoel, oor jou spyt.
derde stap is om met die Here te praat oor die pad vorentoe. Hoe gaan jy van hier af verder? Wat gaan jy anders doen? Wat gaan jy volgende keer maak? Bid vir die Here vir wysheid, miskien vir moed en krag en insig om 'n nuwe paadjie te stap. Jy kan op hierdie punt die video stop en dalk in 'n oomblik se stil gebed 'n paar sinne met die Here praat. Die vierde stap is natuurlik die vryspraak. In 1 Johannes staan die wonderlike woorde: as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ek kan vir die Here dankie sê met die lied, ek wat vergifnis Here ontvang het, luister die lied, maak uit jou gebed of sing sommer die woorde ook saam. So, vriende, dit was die dissipline van gesamentlike skuldbelydenis. Dink 'n bietjie by jouself, hoe het dit vir jou gevoel? Het hierdie dissipline iets vir jou beteken? Het dit aan jou hart gevat? Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Nou, die klassieke geestelike dissiplines is baie praktiese en eenvoudige maniere hoe ons onsself kan instel en kan oopstel vir die Here. In Pinkstertyd het ons die verwagting dat die Gees ons sal aanraak en deur die dissiplines kan ons toelaat dat God se Gees so deur ons lewens waai of spoel. Die geestelike dissiplines is nie 'n nuwe ding nie, dit is so oud soos die Christendom self en van die vroegste eeue af het Christene dit gebruik om nader aan die Here te kom. Van kerkvaders tot kerkhervormers, van mystieke denkers tot Christen filosowe. Was dit alles maniere hoe mense God naby aan hulle beleef het. In ons tyd was dit 'n man met die naam van Richard Foster, wat baie op die Christelike dissiplines gewerk het, en 'n boeke daaroor geskryf het, en ek gaan 'n bietjie sy lyn volg. Hy het 12 van hierdie geestelike dissiplines beskryf, en ons het nou vandag die eerste een gedoen, die week wat voorlê gaan ons na nog 4 van hulle kyk. Miskien kan mens later vanjaar nog 'n paar ander ook bekyk. In kort sê hy, gee die geestelike dissiplines vir ons 3 wonderlike geskenke. In die eerste plek maak dit van ons dieper mense, wat dieper kyk. Richard Foster verduidelik dat die probleem van ons tyd is eintlik oppervlakkigheid. Ons behoefte aan onmiddellike bevrediging is 'n geestelike probleem. Daarom het ons holleë wêreld nie nog briljante breins nodig of selfversekerde leiers nie, maar eerder mense met diepte. Mense wat 'n bietjie verder kyk, mense wat beter verstaan, mense wat meer substansie het. Een van die redes hoekom ons so oppervlakkig is omdat ons wêreld totaal en al materialisties is. Ons sukkel om verder te kyk of verder te verbeel as wat my hande aan kan vashou of wat in my kop kan inpas. Ons is nie oop vir iets groter of meer nie, maar sien die dinge raak wat ek kan sien en kan meet. As ons eerlik is, maak ons nie juis ruimte vir 'n geestelike werklikheid nie.
voel dalk vir ons 'n bietjie primitief, voorwetenskaplik. En daarom word ons geestelike lewe en geestelike praktyke ook baie keer bietjie oppervlakkig en dun. Jy kom agter dat jy eintlik maar net met jouself besig is. Jy bid, maar jy praat en motiveer maar eintlik net jouself. Of jy mediteer as maar net 'n manier om jouself en jou gedagtes te fokus. Ons geestelike lewe word selfterapie of selfmanipulasie, sonder die verwagting om regtig vir God te ontmoet. Die geestelike dissiplines breek deur hierdie kortsigtige materialisme en help ons om 'n ontmoeting met die lewende God te kry. Dit help ons om 'n diepte te ontwikkel, om dieper te sien, om dieper te beleef. Dit leer ons ook om vry te wees en gee vir ons egte vreugde. Praat van vryheid. Die dissiplines maak ons vry van sonde. Ons het vandag begin dit praat oor sonde en skuld en ons wil nie een sonde doen nie. Ons gewone strategie, so sê Paulus in ons Kolossense skriflesing van vanoggend, is om allerhande wette en reëls te maak om te keer dat ons nie sal sonde doen nie. En dan probeer ons so hard as wat ons kan om al hierdie reëls na te kom. Ons loop die sonde storm. Ons probeer die sonde beveg met suiwer wilskrag. Ons sê vir mekaar het ons gelees, moenie vat nie, moenie proe nie, moenie raak nie. Maar uiteindelik aanbid ons so ons eie wilskrag. Die selfgemaakte godsdienstfrase wat ons gelees het, verwys in Grieks eintlik na wilskrag. Een van die Engelse vertalings, die King James vertaling, vertaal dit ook so, as will worship. Uiteindelik aanbid ons wilskrag. Maar ons wilskrag, met die beste bedoelings kan ons nie vrymaak nie. En mens weet dit, jy probeer so hard om goed te wees, om 'n goeie rol in mense se lewens te speel. Maar as jy weer sien, het jy 'n skewe woord gesê of 'n simpel ding gedoen. Paulus skryf daarvan in Romeine 7, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En die haakplek met hierdie reëls waarmee ons 'n muur om onsself bou, is dat ons diepste wese nie verander nie. En so skyn, straal wie ons is eintlik maar deur die krake. Wat moet verander is nie dat ons meer wilskrag moet hê nie, maar jou hart. En dis iets wat net die Here kan doen. Om waarlik vry te word beteken nie dat ons nou nog harder en harder bespook en beklei om volmaak te wees nie. Dit is 'n geskenk wat die Here vir ons gee. En as die Here jou binneste verander, dan hoef jy nie iets voor te gee wat jy nie is nie. Nou, die geestelike dissiplines is maniere hoe God ons harte, ons binneste verander. Dit klink 'n bietjie teenstrydig. Aan die een kant is dissiplines iets wat ons doen, en aan die ander kant sê die Bybel, maar dis iets wat God doen om ons te verander. Hoe werk dit? Deur die dissiplines stel ons onsself oop om te fokus op die dinge wat daar bo is in Paulus se woorde. En dan kom die Here en raak ons aan. Mense kan dit verduidelik met 'n beeld. 'n Boer kan nie saad laat ontkiem of groei nie. Dit is 'n wonderwerk van God se skepping. Maar 'n boer kan baie dinge doen. Hy kan die grond voorberei, hy kan die saad plant, dit voed en dit nat gooi. Maar die wonderwerk kom van God. Dieselfde met ons. Ons kan onsself geestelik voorberei, ons kan onsself instel en inoefen, en wag dat die Here ook 'n wonderwerk met ons doen. As ons hierdie week na die geestelike dissiplines kyk, is dit wat ons gaan doen. Ek gaan probeer wys hoe elke dissipline 'n oefening is wat ons vry maak, wat ons nader aan bevryding beleef, en ons gaan so beleef dat die Here ook ons binneste, ons harte aanraak en verander. So vriende, die geestelike dissiplines maak ons dieper mense wat 'n geestelike werklikheid raak sien en daarin lewe. Dit maak ons vry, sodat ons binnekant verander word. Dit maak ons ook blyer. Dit gee ons 'n nuwe kwaliteit lewe saam met die Here. Die geestelike dissiplines is nie 'n nuwe stel reëls nie. Op sigself het dit geen waarde nie. Ons moet nie die geestelike dissiplines aanbid nie. Nee. Maar wat dit wel doen, is dit help ons om 'n beter, nader verhouding met die Here te hê. Die dissiplines gee ons kans om meer met die Here te gesels. Duidelik is sy stem te hoor.
dieper te dink oor wat sy wil is, en om ligter en blyer en oper te lewe. Die dissiplines verander ook ons verhoudinge met mekaar. Nadat Paulus in Kolossense 3 gesê het, ons moet wegkom van ons eie wil, moet fokus op die dinge wat daarbo is, sê hy, dan verander die Here ook ons verhoudinge met mekaar. Ons moet mekaar koester, ons moet mekaar vashou, want dit is wat die Here in ons harte doen. Die Here raak ons ook aan, sodat ons verhoudings met mekaar ook 'n groot plesier word. So ons plan vir die week is die volgende. Richard Foster sê daar is 3 stelle van 4 dissiplines. Die eerste stel het te maak met my innerlike, my binnekamer. Dit is die dissiplines van meditasie, gebed, vas en studie. Ons gaan maandag praat oor meditasie en dinsdag oor studie. Die volgende groep dissiplines het te maak met ons verhoudinge met mekaar. En dit is die dissiplines van eenvoud, alleenheid, onderdanigheid en diens. Woensdag praat ons oor onderdanigheid. Die laaste groepie het te maak met dinge wat ons in die gemeente doen. En ons het vandag die eerste een gedoen. Die dissipline van gesamentlike skuldbelydenis. Dan is daar nog aanbidding, lyding en viering. En Sondag gaan ons natuurlik saam fees vier. Die uitdaging gaan uiteindelik wees om nie net oor die dissiplines te praat nie, maar om dit te doen, om dit te oefen en te probeer, te ervaar dat die Here ons ontmoet en verander. En mag ons dan in hierdie Pinkstertyd regtig beleef dat die Here op 'n besondere manier ons aanraak. Amen. Kom ons bid. Liewe Here, baie dankie vir Pinkster. Dankie dat daar dinge is wat ons kan doen, hierdie dissiplines. Mag ons oop wees, Here, om hierdie goeders te doen, maar veral om ook U te ontmoet, om U stem te hoor, om nader aan U te lewe. Mag ons regtig beleef, Here, dat U iets met ons doen, ons harte bietjie draai, ons vryer en blyer maak. Amen. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Ek hoop ek sien jou die week by Pinkster.